Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Goeienaand hier van my kant af. Ag, wat 'n voorreg het ons om vanaand mekaar weer te kan groet. As ons mekaar kan groet, dan weet ons die genade van die Here was met ons hierdie afgelope jaar, hierdie naweek wat verby is en ook hierdie dag. En dank die Here vir die voorreg dat ons met mekaar kan weer eens gesels uit God se woord. Ek vertrou jy gaan vanaand geseën word deur dit wat ek met julle gaan deel. Dankie dat jy ingeskakel het, dankie dat jy tyd op sy sit, dat jy hierdie geleentheid gebruik om ook te delf in die woord van die Here, sodat ons groot en sterk kan word in die Here, sodat ons die dieper dinge van die woord van God ook kan verstaan. Jy weet, dit is belangrik dat ons die woord van die Here sal lees, en dat ons die woord van die Here sal met begrip lees, en dat ons die begeerte in ons hart sal hê om te verstaan wat ons lees. Ek wil vanaand 'n bietjie met jou gesels oor die versoening van die kruis. Die versoening van die kruis. Daar's baie boodskappe rondom die kruis. Ek het laasweek het ons juis 'n bietjie gesels oor wat is die boodskap van die kruis. In 'n mate het ek gesê dit is eintlik so 'n weggesteekte boodskap van die kruis, toe ek gesê het dat die boodskap van die kruis is dwaasheid vir die wat in die vleeslike dimensie dit probeer verstaan. En ek gaan nie daarop uitbrei nie, maar jy kan laasweek se boodskap kan jy gaan luister. Dit is daar gelaai op Fanie Meiburg YouTube. Dit is baie mooi duidelik gemerk, die hartklank boodskappe. Maar wat ons gesê het laasweek rondom die boodskap van die kruis is dat dit is die krag van God. Nou vandag gesels ons 'n bietjie oor die versoening van die kruis, 'n ander element rondom die kruis, en dalk gaan ons volgende week dalk weer so 'n bietjie oor iets anders gesels rondom die kruis. Maar soos Paulus gesê het met reg daar vir die Korintiërs, dat hy sê ek het myself voorgenem om niks anders onder julle te preek as die kruis van Jesus Christus nie. En daarmee bedoel hy alles rondom die kruis van Christus. Nie net daardie een boodskap van verlossing en vrymaking en die werk van Christus daar aan die kruis nie, maar dat dit die sentrale punt is waar rondom die hele Christelike geloof draai, as jy mooi daaroor dink. Want in die kruisdood van Jesus Christus is daar soveel waarhede vasgevang. En dit is tog, as jy mooi dink daaroor, dit is waar rondom die hele evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus draai, en dit is rondom daardie kruisboodskap. Daarom is ek vrymoedig om hierdie waarhede van die kruis ook aan jou mee te deel. So vandag gesels ons oor die versoening van die kruis, en ek gaan gou vir jou 'n paar verse lees, want ons werk uit die Bybel uit. Ek lees nie, ek werk uit my kop uit nie, ek werk uit die Bybel uit. Efesiërs 2 vers 11 tot by vers 16. Daarom, sê Paulus, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word. Julle is nie Jode nie, julle is heidene. Dat julle in die tyd, toe julle heidene was, onbesnedenis was, sondaars was, sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel. Hoor al die beskrywinge voordat ons Christus geleer ken het, dat ons vreemdelinge was ten aansien van die verbonde van die belofte. Daar was verbonde aangegaan, daar was beloftes, verskoon tog. Ons was sonder hoop, ons was sonder God in die wêreld, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom. Hoekom sê Paulus julle, want hy was self 'n Jood, né? So hy sê daarom, nou, julle wat in Christus Jesus wat vroeër ver was, het julle naby gekom deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede. Hy wat albei, Jood en heiden, een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap niet gemaak het
naamlik die wet van gebooie, wat in insettinge bestaan, sodat hy, deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Jy onthou, wat was die inskripsie bo die kruis van Jesus? Onthou jy dit? Jesus, die koning van die Jode. Nou eintlik as gevolg van die klaarwerk van die kruis, moes daar die inskripsie eintlik vir my anders verwoord geword het. Ek sê nie dit was nie so nie, of dit moes nie so geskryf geword het nie, dit was so geskryf. Maar ek het 'n bietjie ander toepassing wat ek vanaand gaan maak, dat ons daardie inskripsie eintlik gaan verander. En jy gaan so 'n bietjie later beter verstaan wat ek hiermee bedoel. Hoekom die versoening van die kruis? Onthou een ding. God van die Ou Testament, Abraham, Isak, Jakob, was eksklusief vir die Israeliete, die Jode, die Hebreërs. Maar die belofte van God aan die aardsvaders, voor die wet gekom het, vir die Israeliete, die volk van God, was vir die totale mensdom gewees. God het die mensdom in gedagte gehad. Nie net een nasie, een volk nie, maar daar moes tyd verloop. Daar moes 'n sekere baie belangrike aksie plaasvind. Die belofte aan Eva en Adam moes eers waar geword het, voordat hierdie belofte aan die totale mensdom beskikbaar gestel kon word. En dit noem ons vanaand die versoening wat die kruis gebring het. Die versoening kom omdat daar 'n vervreemding, 'n sondeval, 'n uitgeworpenheid, soos Paulus dit verklaar, en dit vir ons probeer verduidelik het. En hierdie vervreemding, hoor 'n bietjie die woorde, sy woordgebruik rondom hierdie vervreemding. Hy sê ons was sondaars, ons was heidene, onbesnedenis, onbesny, sonder Christus, vervreemd van burgerskap van Israel, vreemdelinge wat die beloftes en die verbonde aan Israel aanbetref, hopeloos, sonder God, julle wat ver was, sê hy. Hy praat van die middelmuur van skeiding tussen mens en God. Hy praat van vyandskap tussen mens en God. Daardie verhewendheid wat die Jode bo die ander nasies het. Daardie skeiding tussen die Jode en die heidene. Daardie skeiding tussen God en mens. Die vyandskap tussen God en mens. Dis presies hoe die sondaar op die oomblik deur God gesien en deur die Bybel verklaar word. Nou, hoekom was versoening nodig? Wat doen versoening van die kruis dan? Na aanleiding van hierdie elemente wat ek nou vir jou genoem het. Die heel eerste ene, die heidene of die sondaars moes gereinig geword het. En weet jy net die offer aan die kruis van Jesus Christus, is die basis van sondevergifnis. Die sonde wat deur die eerste Adam geplant, jy weet, en gebring is, maar wat eintlik geplant is deur die Satan in die hart van die mens, en die mensdom tuister, moes mee gedeel word. En dit is hoekom Johannes daar in Johannes 1 vers 29, onthou jy toe hy die doper nog was, voordat hy gesterf het, toe sien Johannes Jesus na hom toe kom. Julle weet mos hoekom het Jesus gekom, sodat hy gedoop kan word deur Johannes. Toe sê Johannes, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy sê nie daar is een van die oplossings nie. Hy sê daar is die lam van God wat die sonde, daar moes gedeel geword het, die versoening van die kruis deel met die sonde van die mensdom. Geen effort, geen ritueel, goeie maniere kan doen wat die offer, die lam aan die kruis vir jou sonde gedoen het nie. Die kruis, soos ons laasweek gesien het, word al hoe meer onpopulêr deur die wysheid van die mensdom. Maar as ons nie die kruis van Jesus Christus gaan omarm nie, deur die geloof nie, sal die mens in sy sonde sterf. Die onbesnedenis, die tweede gedagte, die onbesnedenis moes besny word. En jy verstaan ons nou, dis nie die fisiese besnydenis nie. Kolossense 2 vers 11 sê, in wie julle ook besny is,
in wie julle ook besny is, met 'n besnydenis, wat nie met hande verrig word nie. Wat is dit? Deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Weet jy wat? Met jou redding ondergaan jy 'n geestelike besnydenis en die fisiese teken daarvan is die doop van die gelowige. Bekeer julle, draai van die sonde en laat julle doop. Die derde gedagte, daar moes versoening met Christus gekom het. Besef jy die effek van sonde, dat die sondaar sonder Christus is. Dis 'n kondisie, dis 'n hartseer kondisie. So belangrik is Jesus Christus in die mense bestaan, dat Paulus spesifiek noem, dat jy met Jesus Christus moet versoen. Nie soseer met jou medemensie, dit kom, dis deel daarvan. Maar die belangrikheid van die kruis is, jy moet met Christus versoen. Die evangelie boodskap is nie primêr daar om jou menslike koskasbehoeftes aan te spreek nie. Hoor mooi wat ek bedoel. Jy is sonder Christus in sonde en jy moet met Jesus Christus versoen word. Die vierde gedagte. Ons is vreemdelinge en die vreemdelinge moes burgers van die koninkryk word. Nie van Israel nie, maar van die hemel. Filippense 3 vers 20. Ons burgerskap is nie in Israel nie. Ons burgerskap is nie in Suid-Afrika nie, of in Nieu-Seeland nie. Ons burgerskap is in die hemele. Dit is wat in jou kop moet wees en in jou hart moet wees. Ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, Jesus Christus. Die volgende gedagte, elke universele belofte wat God aan Abraham gegee het, wat nie net aan Israel gekoppel was nie, want onthou daar's baie wat gekoppel was aan Israel spesifiek, maar daar's baie beloftes wat God gegee het, wat nie net aan hulle behoort nie, maar dit kon glad nie tot enige mens, tot my en tot jou toe oorgespoel het, sonder die versoening van die kruis nie. Verstaan jy hoe belangrik is die versoening van die kruis? Hoeveel kere hoor ek mense bely en verklaar, en jy hoor dit ook, en hulle eis selfs die beloftes wat aan Abraham gegee was. En weet jy wat? Dis nie verkeerd nie. Maar nie een enkele een was en sou kon staat maak op daardie beloftes, as dit nie was vir die versoening van die kruis nie. Die beloftes van Abraham was beskikbaar gestel aan die heidene deur die versoening van die kruis. Dit is so belangrik, die versoening van die kruis is. Volgende gedagte, die hopeloses moes nuwe hoop ontvang. Hoor 'n bietjie. 1 Petrus 1 vers 3. Geseënd is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Petrus noem hoop nie net hoop nie. Hy noem dit lewende hoop, want hierdie hoop kom deur wedergeboorte, en wedergeboorte is 'n aksie van Heilige Gees, en Heilige Gees maak hoop lewend. Dis hierdie lewende hoop wat die vroeë kerk en die vroeë gelowiges regop gehou het in hulle geloofstryd en in vervolging. Die volgende punt, die wat ver is, moet naby na Jesus toe kom. Matteus 11 vers 28, kom na my toe, julle ken hierdie vers, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Sonde is 'n afstandkweker, of afstandbewerker, hoe kan ek dit sê? Sonde bring afstand. Afstand bring eensaamheid, afgesonderheid, op jou eie, self staan, self beklei, en later in jou verwyd sterf. Maar die uitnodiging staan, kom na Jesus toe, hy neem die afstand weg. Volgende punt, die wat sonder God is, moet met God herenig word. Hoe belangrik, Johannes 1 vers 12, hoor net, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word.
aan hulle wat in sy naam glo. Hierdie woordjie mag, nê, aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee. Daardie woordjie mag beteken, as jy in Jesus Christus glo, het jy volle gesag om kindskap van God te eis. Niks kom ons toe nie, nê, maar as ons hom aangeneem het, het ons die reg, net deur die versoening van die kruis. Die volgende punt, die middelmuur wat skeiding gebring het, moet afgebreek word. Jesaja 59 vers 2. Hoor wat sê hy? Dit was 'n heenwysing, 'n vorentoe wysing na die kruisdood van Jesus Christus. Die middelmuur van skeiding moes afgebreek word, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg. Kan God nie sien nie, sodat hy nie hoor nie. Kan jy hoor wat die skeidsmuur doen? Dit skei nie net af nie, dit vat nie net jou sig weg nie, maar dit stop God se oor toe vir die hulpgeroep van die mens. Hoeveel te meer maak dit nie 'n mens afgestomp vir die stem van God deur sy gees en deur sy woord nie. Maar vers 20 sê van Jesaja 59, vir Sion kom hy, hoofletter hy, as verlosser, hoofletter verlosser, en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding spreek die Here. En hier gaan dit nie net oor Israel nie. Dit gaan oor almal wat in Christus glo. 'n Muur, nê, is nie net baie dik nie. Maar solank die muur daar is, kan jy nie die aanraking en die woorde van koestering en liefde van jou hartsmense ervaar nie. Dis eers as die muur weggeneem word, wanneer die liefde ervaar kan word. Mekaar se stemme duidelik gehoor kan word. Paulus sê die muur word afgebreek deur die kruiswerk. Die muur bly nie daar sodat jy weer daar agter vasgevang kan word nie. Dit word afgebreek. Wie wat sê dit? Dit sê dit word tot niet gemaak. Die laaste gedagte is die vyandigheid wat daar is tussen die oordeele van God en die mens se ongeregtigheid moes onklaar gemaak word. Wie wat sê? Hy sê daar moes vrede tussen God en mens kom. Dis verskriklik om te dink dat die sondaar nie net verwyderd en geskei en vervreemd van God is nie, maar dat God jou vyand is. Dit is verskriklik om hierdie gedagte te dink oor. Besef jy wat is vyandskap? Volgens die Grieks teenkanting, 'n teenstander en haat. God haat sonde en daarom moet ons besef dat God nie sonde straf nie, maar dat God die mens wat die sonde doen straf. Dit is belangrik om te noem, nê, op hierdie punt sommer nou, terwyl ons daaroor gesels, dat God ons nie hel toe sleep nie. Al staan die mens in vyandskap met God, sleep God niemand hel toe nie. Soos die argumente altyd is, hoe kan 'n liefdevolle God mense hel toe sleep, hel toe vat, hel toe gooi, jy weet. Dit is nie so nie. God sleep niemand hel toe nie. Die hel is 'n plek gereserveer vir die wat kies om deur sonde en ongeloof in Jesus se kruisdood daarheen te gaan. Dis 'n keuse. Die kruis van Jesus Christus maak dat God nie meer onsteepbare party is nie. En dat daar vrede gekom het met ons en met God. Daar's nie meer haat nie. Daar's nie meer vyandigheid nie. Daar's nie meer oordeel nie. Daar's nie meer 'n teenstander nie. Daar's nie meer teenkanting nie. Daar's vrede met ons God. Onthou jy daardie gelykenis waar Jesus gesê het, as daar 'n koning teen jou opstaan wat sterker is as jy, ek verkort dit nou maar net, sal jy nie gaan vrede maak nie. Dis God in sy oordeel. Jy weet God gaan kom met oordeel as sondaar. Gaan jy nie gaan vrede maak nie. Hoe gaan jy vrede maak? Deur die versoening van die kruis. Dan gaan die oordeel van God afgeweer word. En nou is dit gepas om die res van Efesiërs 2 te lees. Van vers 17 tot 22. Ek haas want ons tyd is ons nou besig om uit te loop.
Vers 17 tot 22, en hy het die evangelie van vrede kom verkondig, Jesus het dit gedoen, aan julle wat ver was, aan die wat naby was, Jode en heidene, want deur hom het ons albei die toegang deur een Gees, die Heilige Gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, nee. Maar nou is julle medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Jode, Grieke, Chinese, Nieu-Zeelanders, Amerikaners, Australianers, Zimbabweërs, maak nie saak waar jy is nie, Jode, heidene, maak nie saak wie jy is nie. Nou is ons almal een in die Here deur die versoening wat die kruis gebring het. Een met God deur die versoening wat die kruis gebring het. Nou kom gou terug na my stelling wat ek gemaak het heel aan die begin oor die opskrif bo aan die kruis. Onthou julle, Jesus, die koning van die Jode, ekskuus. Na Paulus se verduideliking, dit wat ons vanaand nou oor gesels het, en die versoening van die kruis, moet daar eintlik staan. Ek sê nie Jesus moet weer gekruisig word nie. Nee, ek sê net, as die kruis opgehef moes word vandag, moet daar eintlik staan, Jesus, die koning van alle nasies. Hoekom? Niemand uitgesluit nie. Jesus soos almal se koning. Die verlosser, die koning, is nie meer eksklusief aan die Jode nie. Maar nou dat die kruiswerk van Jesus voltooi is, nou dat die versoening gekom het, het beide Jode en heidene, almal wat in Jesus glo, as die vervuller van die profesie, toegang deur Heilige Gees tot die Vader. Daarom sê hy in Hebreërs, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Almal kan nou met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Na die versoening van die kruis word ons genoem, wat ons nou gelees het, die gebou van God. Ons almal maak deel uit van die gebou van God. Jesus, die hoeksteen, die apostels en die profete, hulle leringe, hulle beloftes, vorm die fondasie van hierdie gelowige huis, en ons almal, alle gelowiges, word goed saamgevoeg en opgebou tot 'n heilige tempel in die Here, 'n ware blyplek van die Heilige Gees. Soos wat Paulus sê, weet julle nie, dat julle is 'n tempel van die Heilige Gees, en dat die Heilige Gees in julle woon nie. En alles wat ek en jy hier hoor vanaand, was dit nie vir die versoening van die kruis nie. Prys die Here. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die versoening van die kruis. Ons kan net dankie sê. Dankie vir Jesus Christus. Dankie dat U, Here, die mensdom so lief gehad het, dat U enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, versoen kan word met ons God, ons Skepper, en ook kan versoen word met ons medemens. Ons dankie in Jesus naam. Ek bid die seën van die Here, die vrede, die blydskap van die Here oor elke luisteraar, vanaand in hulle beddens, by hulle werke, waarmee hulle besig is. Ek bid die seën en die guns van die Here oor U kinders in Jesus naam. Amen. Blessings, kind van die Here, tot volgende week. As die Here se wil daarby is, gesels ons weer met mekaar, selfde tyd, selfde plek, op hierdie kosbare platform. Radio Kansel se Hartklank. Tot volgende week.